Shabbat Shalom, dis 'n wonderlike Saterdagmôre. Ek eer die lewende God. Ek is opgewonde vandag, want dis die dag wat Jahwe gemaak het en ons moet ons verheug in hierdie dag. Halleluja. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met jou. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie vir jou bydrae, jou ondersteuning. Dankie vir elke saad wat ingesaai word in die koninkryk van Elohim. En julle maak dit vir ons so moontlik om hierdie boodskap uit te kry reg oor die grense van Suid-Afrika. So baie dankie daarvoor. Dankie vir jou deelname en ons is werklik waar lief vir julle. Baie dankie. Dankie dat julle deel is van ons lewe. Dankie vir elke boodskap en comment en elke like en ons waardeer dit uit ons hart uit. En ek wil vandag jou iets leer. Want almal van ons, of jy nou in 'n gelowige faset is waarin jy nou wandel in die waarheid, dan beteken dit dat jy word aangeval in jou geloof. Almal van ons. So, nou kom die vraag, hoe moet ek my geloof verdedig? Want op die einde van die dag is ek en jy onder aanval. Ons is onder aanval. Ons kry soveel vrae, dan moet ons antwoorde gee. Ons kry soveel mense wat hierin glo en daarin glo en daarin glo en hierdie dominee sê dit en daai pastoor sê so my familie val my nou aan en mense val my aan en nou moet ek myself verdedig in terme van hoe ek glo, maar hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit? En wat moet ek gebruik? Wat se skrifte is daar om te gebruik om my geloof nou natuurlik te verdedig? Want ons almal is onder 'n aanval. Net so terloops, die grootste aanval wat ek en jy het, die grootste aanval wat ons het, is nie van ongelowiges nie. Dis van gelowiges. Dis die grootste aanval wat ons het. So gelowiges gaan jy nou natuurlik aanvat, omdat jy op die Shabbat by mekaar kom, omdat jy die Shabbat eerbiedig en jy Vader se woord onderhou, soos wat opgeteken is, en jy gaan onder aanval wees. As jy die feeste onderhou, jy gaan onder aanval wees, omdat jy die naam Yeshua en Jahwe gebruik, gaan jy onder aanval wees. Jy moet dit vandag weet. Maar hoe verdedig ek my geloof? Hoe verdedig ek dit? Jy sien, daar's ongelukkig soveel mense wat van die geloof afvallig word as gevolg van druk, as gevolg van invloed, as gevolg van ander mense wat hulle beïnvloed deur die woord, want hierdie pastoor sê dit en daai pastoor sê so en hierdie persoon sê dit, en as ons nie ons geloof kan verdedig nie en ons het nie die antwoord nie, kan ons baie maklik beïnvloed word in ons geloof. So kyk, ek wil gou vir hierdie skrif gee en hierdie is 'n belangrike gedeelte uit die woord uit. Skryf dit neer, merk dit in jou Bybel. Efesiërs 4 vers 11 tot 14. En hy het gegee sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot die opbouing van die liggaam van die Messia, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en hierdie is belangrik, totdat ons almal kom onder die eenheid van die geloof. En hoekom is daar soveel verskillende denominasies? Hoekom is daar soveel verskillende geloofsgroepe? Hoekom is daar hierdie groep gaan nou soontoe en daai groep glo nou in dit en hierdie groep doen nou dat en niemand wil met mekaar funksioneer nie, want daar is soveel verdeeldheid en die vyand het dit reg gekry om verdeeldheid te veroorsaak. Maar ek en jy moet hou by die woord van Jahwe. Ons moet hou by die woord. Ons kan geen anderste kan ons funksioneer nie, want die woord is tog die waarheid, is dit nie? Glo jy in die woord? Glo jy in die totale woord van Genesis tot by Openbaring? As jy dit glo, dan moet jy die woord in jou lewe hê, nie ander dinge nie, nie ander mense se opinies nie, die woord moet in jou lewe wees. Daarom sê hy, ons moet almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van Elohim, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Messia, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreery van mense, deur sleeheid
tot lustigheid, tot dwaling te bring. So, die hele doel van die verkondiging van die woord, of jy nou 'n profeet is, en of jy nou 'n evangelis is, en of jy nou 'n herder is, of 'n leraar, die hele doel daarvan is om die eenheid in die geloof te bevestig, sodat ons as gelowiges, en hy praat hier, sodat die heiliges opgebou kan word vir hulle dienswerk. Met ander woorde, jy het 'n werk wat jy moet doen. Jy het dienswerk wat jy moet doen, sodat jy toegerus sal wees vir dit. En hy praat spesifiek hier oor die feit dat mense word heen en weer gedryf en soos golwe geslinger vanweë elke wind van lering, en dis wat ek vandag wil voorkom in jou lewe, en daarom wil ek jou hierdie boodskap gee, sodat jy kan leer wat sê Vader se woord. So hoe antwoord ek mense en hoe verdedig ek my geloof? Want kom ons wees nou eerlik. Kom ons wees nou eerlik. Jy het al die volgende gehoor. Jy het al die volgende gehoor. Mense het dit al vir my gesê, en mense het dit al vir jou ook gesê. Is jy nou Joods? Is jy nou Joods? Mense het dit vir jou gesê. Mense het dit vir my ook al gevra en gesê, maar hoor hierso, is jy nou Joods? Want jy praat in die naam van Yeshua, en jy praat van Yahweh, en jy onderhou nou die feeste, en dis nou die Shabbat, en al hierdie so, jy's nou Joods. Nee, ons is nie Joods nie, maar luister gou. Luister gou wat sê die woord. Galasiërs 3 vers 28 sê dat daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Messia. Julle is een in Messia. Met ander woorde, daar bestaan nie meer so ding soos Jood of heiden nie, ons is ingeënt in Yeshua. Dis belangrik om dit te weet. Johannes hoofstuk 15 vers 5 sê, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. In ander woorde, ek is ingeënt, saam met die Jood, is ek ingeënt in die ware wynstok, en dit is Yeshua. Nou Romeine hoofstuk 11 vers 16 tot 19 is 'n pragtige gedeelte, en jy kan hierdie gaan merk in jou Bybel, jy kan daarna gaan kyk, en hy praat hier, en hy sê, as die eersteling heilig is, wie is die eersteling? Dis Yeshua. Dan is die deeg ook, en as die wortel heilig is, wie is die wortel? Dis Yeshua. Dan die takke ook, en as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Met ander woorde, ek is 'n wilde olyfboom, of 'n wilde olyfboomtak. En jy as mens ook. Almal van ons hier in Suid-Afrika is die wilde olyfboomtak. En ons is ingeënt in die makolyfboom. Ons is ingeënt in Yeshua. En hy gaan verder, hy sê, wanneer ons ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie, en as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kan word. So hier praat hy duidelik oor die feit dat daar is 'n olyfboom, en in hierdie olyfboom, dis nou natuurlik Yeshua, hy's die wortel, hy's nou natuurlik die eersteling, hy's die wortel, en in hom ingeënt is ons as heidene en ook die Jode. En nou kom Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Messia behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Met ander woorde, ek vorm deel van die geestelike Israel. Ek vorm deel van die geestelike Israel. Nou luister nou baie mooi. As ek en jy deel vorm van die geestelike Israel, dan beteken dit alles met betrekking tot die woord is vir my van toepassing. As daar dinge is in die woord en jy lees dit en jy maak die Bybel oop en jy daai sienswys om te sê, o nee, maar hierdie is geskryf vir die Jode, dis nie vir my nie, skeer dit uit jou Bybel uit en gooi dit weg.
As jy dan deur jou Bybel gaan en dan gaan jy agterkom, maar ek moet my hele Ou Testament uitskeer en dan gaan jy oor na die Nuwe Testament, dan gaan lees jy so 'n bietjie daar ook en dan gaan kyk jy, okay, maar hierdie is nie vir my van toepassing nie, dan skeer jy dit ook uit. Waarmee gaan jy sit? Niks. Want die hele woord is vir my en jou tot toepassing. Die hele woord. So die woord verklaar in Galasiërs 3:29 dat ek vorm deel van die nageslag van Abraham, ek is sy erfgenaam, met ander woorde, ek is die geestelike deel, ek is geestelike deel van Israel. Met ander woorde, ek behoort aan Israel. Ek is 'n geestelike deel van Israel. So onthou een ding, dat Yeshua was 'n Hebreër. Hy was gebore in Judea. Hy's gebore in Bethlehem. Met ander woorde, the house of bread. Bethlehem, the house of bread. Hy is die brood van die ewige lewe, die brood wat uit die hemel uit neergedaal het. En hy het gebore in Bethlehem, en hy's gebore in die huis van brood. Hy het geloop op die water van die see van Galilea. Hy's gedoop in die Jordaanrivier. Hy's die leeu uit die stam van Juda. Dis wie Yeshua is. So daarom moet ek en jy besef wie hy is en besef wie ons is. En as ek besef wie ek is, en as ek besef wie Yeshua is, dan weet ek mos, dat ek is ingeënt in Yeshua, en ek vorm deel van die geestelike Israel. En let op, hy is die leeu uit die stam van Juda. Hy is nie 'n van 'n merwe van Mandjiesfontein. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Mense, ons het hom op die regte posisie plaas. Maar mense sê, maar omdat julle nou praat in die naam van Yeshua, en julle praat nou oor Yahweh, en is nie meer God nie, en is nie meer Jesus nie, nou is julle ewe skielik Joods, en ons het nie meer nodig om die Joodse gebruike in ons lewe te hê nie, maar dis nooit Joodse gebruike nie. Nooit Joodse gebruike nie. Ek sit met mense, en ek is besig met 'n troue, en ek doen nie troue, maar nou sit oor 'n naweek waar dis die Vrydag en is die Saterdag, en die Vrydag kom hulle bymekaar en dis nou 'n rehearsal dinner, en nou moet ek betrokke wees daaraan, en ek onderskep die rehearsal dinner en ek maak dit 'n Shabbat ete. En ek praat oor die Shabbat, en ek verduidelik vir hulle, en ons kry alles daar uit, en ons sit alles, ons pak alles reg, en ek en my vrou demonstreer wat ons doen op die Vrydag aand op 'n Shabbat, en ons demonstreer dit, en ek praat met die mense, en hulle kom toe na die tyd, en nadat hulle almal deel het daaraan, en toe kom hulle sê, maar dit was so spesiaal, maar is dit nie 'n Joodse ding nie? Ek sê, hierdie is 'n Bybelse ding. Dis nie 'n Joodse ding nie, dis 'n Bybelse ding. Mense, as jy die Bybel het, en jy lees die Bybel van Genesis tot by Openbaring, dan het dit 'n pertinente koneksie in jou lewe. As jy behoort aan Yahweh, jy's gewas met die bloed van die lam, dan vorm jy deel van die geestelike Israel. Jy vorm deel. En dan sê mense vir my, ja, maar dis 'n Joodse ding. Nee, dis 'n Bybelse ding. Dis 'n Bybelse ding. Mense, ons moet terugkeer na die woord toe, en is belangrik. So, hoe antwoord ek mense? Hoe antwoord ek mense wanneer hulle vir my sê, is jy nou Joods? Ek het nou net vir jou gesê hoe jy moet antwoord. Ek het nou net vir die skrifte gegee hoe jy moet antwoord. En nou kom daar nog 'n ding, en nou gevraag, waar jy nou natuurlik jou geloof moet verdedig, en mense sê, maar die wet en die feeste is net vir die Jode gegee. Die wet en die feeste is net vir die Jode gegee. Nou ek gaan gou vir jou 'n paar verse gee, wat nou natuurlik deur mense gegee word, om dit te staaf, dat dis net vir die Jode gegee, en ons het nie nodig om enigstens daarmee betrokke te wees nie, want dis vir die Jode. En dan gee hulle hierdie teksverse uit konteks uit, so ek wil dit gou hanteer. Kolossense 2 vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, of aan die filterpaal. Aan die kruis vas te naal, dis die skrif wat hulle gee. Dis die skrif wat hulle gee. Dan gee hulle die volgende skrif, Kolossense 2 vers 16, laat niemand julle dan oordeel in spys of drank, of met betrekking tot 'n fees, of nuwe maan, of Shabbat nie. Dan sê hulle, okay, maar sien daar,
sien daar, ons het nie nodig om dit te onderhou nie. En dan gee hulle Galasiërs 3 vers 13, dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang. Dan Romeine hoofstuk 10 vers 4, want Messia is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. En dan die laaste skrif wat mense nou natuurlik gebruik om te sê, maar die wet is net vir die Jode en die feeste is net vir die Jode. Ons moet gaan kyk na hierdie goede en dan kom hulle by Galasiërs 5 vers 4 en sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Messia, julle het van die genade verval. Klink dit vir jou bekend? Is dit skrifgedeeltes wat mense vir jou nou natuurlik bring en gebruik? Alright, so kom ons gaan kyk. Nou Kolossense 2 vers 14 en Kolossense 2 vers 16 gaan ek nou met jou hanteer. Ek wil eers kom by Galasiërs 3 vers 13. So Galasiërs 3 vers 13 sê dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat op 'n hout hang. Alright, so watse vloek praat hierdie gedeelte van? Van watse vloek? En ons moet hierdie in konteks verstaan, want dit word heeltemal uit konteks uit verwyder. So Messia, Yeshua, het ons losgekoop van die vloek van die wet, nie van die wet nie. Ons moet hierdie reg lees. Hy het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. So, wat het hy ons van losgekoop? Die vloek is wanneer ons die wet verbreek. Dan kom ons onder 'n vloek. Die oomblik wanneer ons verkeerd doen en ons val in sonde, dan beteken dit ons is wetteloos. Die vloek van sonde is wetteloosheid. Die vloek van sonde is wetteloosheid. Met ander woorde, dis wat 'n vloek op my bring, wanneer daar sonde in my lewe is, wanneer ek in wetteloosheid funksioneer, dan is ek onder 'n vloek. En daardie vloek het hy natuurlik my losgekoop van. Ek is nie meer onder die vloek nie, want sy bloed het my kom vrykoop en ek het nie meer nodig om enige iets te doen, 'n lammetjie te slag of 'n bokkie of 'n bul of wat ook al nie. Ek het nie meer nodig om dit te doen nie, want sy bloed kom reinig my. Hy vat my weg onder die vloek uit. Nou Deuteronomium hoofstuk 28 gee vir ons baie duidelik wat die vloek en wat die seën is. Deuteronomium 28, gaan lees dit. Deuteronomium 28 praat spesifiek daarvan. Hy sê, ouens, wanneer julle sorgvuldig na my insettinge, my verordeninge en my gebooie luister en dit doen, dan sal die volgende seëninge julle volg. Dan is daar 17 seëninge wat hy uitspreek. Dan praat hy oor die vloek en hy sê, as julle dit nie doen nie, en julle luister nie na my wet nie, en julle wandel nie daarin nie, dan kom daar vloeke oor jou lewe. Deuteronomium 28. Daai vloek van ongehoorsaamheid, van wetteloosheid, van sonde, is op ons lewe. En Yeshua het ons losgekoop van daardie vloek. Hy het ons nie losgekoop van die wet nie, mense. Nou kom Romeine hoofstuk 10 vers 4 en hy sê, want Messia is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. En nou sê mense, kan jy sien daar, kan jy sien, maar Yeshua, die Messias, het die wet tot niet gemaak, is die einde van die wet, dit bestaan nie meer nie. Ok, kom ons gaan lees dit net reg. Want Messia is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So, wat beteken hierdie gedeelte? Nou, in die oorspronklike Griekse vertaling beteken die einde, daai woordjie is telos. Telos in die oorspronklike Griekse vertaling is telos, en dit beteken die goal, die doel. Want Messia is die doel van die wet tot geregtigheid. Hy is die doel van die wet, mense. Hy is nie die einde daarvan nie. Hy het nie 'n einde gemaak van die wet nie. Hy is die doel van die wet. Met ander woorde, Yeshua het alles kom vervul in terme van
die profete in terme van sy koms, in terme van sy dood, in terme van wat die Torah vir ons kom gee het, en die offerwerk wat hy moes kom doen het. Hy het alles kom vervul. So hy is die doel van die wet tot geregtigheid. Want Yeshua gee vir ons geregtigheid in ons lewe en die wet bring ons in 'n wandel tot geregtigheid. Galasiërs 5 vers 4. Julle wat die geregtigheid wat geregverdig wil wees, julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Messia, julle het van die genade verval. Nou wat beteken dit? Beteken dit dat as ons nou die wet onderhou, is ons nou van die genade, het ons nou verval, is ons nou losgemaak van Messia? Want dis wat baie mense dink, omdat ons nou die wet onderhou, glo ons nie in Yeshua nie. Omdat ons nou die wet onderhou, aanbid ons nie Yeshua en ons erken hom nie as God gemanifesteer in die vlees nie. Inteendeel, ons bevestig dit. Inteendeel, ons verheerlik Yeshua, want dis wat die woord vir my sê ek moet doen. Sy woord kom verklaar wie hy is, dat hy God is wat gemanifesteer het in die vlees en dat elkeen van ons gaan voor die regterstoel van Messia staan. So mense, ons erken dat Yeshua kom maak ons vry. Nou, kom ek luister, kom ek vertel gou vir julle iets. Nou hierdie is nou baie belangrik. Dat ek en jy ontvang geregtigheid en regverdigheid vanweë die bloed van Yeshua. Ons kan dit op geen ander wyse ontvang nie. Ek word geregverdig gemaak deur Yeshua se bloed. Die oomblik wanneer ek my gees oopmaak, die oomblik wanneer Yeshua inkom en daar vind bekering of wedergeboorte plaas in my binneste, my gees word vernuwe van binne af buite toe en ek glo in wie Yeshua is, sy bloed kom was my skoon en ek is 'n nuwe mens, dan is ek geregverdig voor die lewende God. Dis wat gebeur. So in 'n oomblik maak hy my regverdig, maar nou wat nou moet gebeur is, nou moet ek verder begin wandel in geregtigheid. Ek moet verder wandel in geregtigheid. Nou waarvan praat Galasiërs 5 vers 4? Galasiërs 5 vers 4 praat spesifiek. Nou as jy gaan kyk die boek van Galasiërs. Galasiërs 1, 2, 3, 4 en 5 praat spesifiek oor die aspek van besnydenis. So Paulus hanteer dit. Hy hanteer besnydenis. Hy sê ouens, wie het julle betower om so maklik agter 'n ander geloof aan te loop? Want het ek enigiets anderste onder julle verkondig? En Paulus sê, hy sê ouens, julle wat julle self wil regverdig deur die wet te onderhou. Wat is daardie wet? Die wet van besnydenis. So ek en jy het nie meer nodig om besny te word nie. Hy hanteer daardie kwessie, hy hanteer dit om te sê, ouens, julle wat so besny wil word, wat 'n uiterlike bewys van geloof wil hê, dis tot niet, want dit gaan nie oor die uiterlike bewys van geloof nie, dit gaan oor die bekering, dit gaan oor die vernuwing, dit gaan oor die wedergeboorte hier binne in my en jou. Dis waaroor dit gaan. So, Paulus hanteer die besnydenis. Hy hanteer nie die gebooie van God nie. Hy hanteer nie die wet van Yahweh nie. Dis nie wat hy hanteer nie. Hy hanteer die besnydenis. Gaan lees Galasiërs 1, 2, 3, 4 en 5. Gaan lees dit in konteks. Maar dit is baie maklik om 'n teksvers uit te haal en te sê, maar kyk wat sê Paulus? Ons het nie nodig om die wet te onderhou nie. Dis uit konteks uit. Julle is geregverdig, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, met ander woorde, deur die besnydenis, is losgemaak van Messia. Met ander woorde, ek moet begin by die begin. Ek moet begin by Yeshua. Dis waar ek moet begin. Ek kan nie begin by die besnydenis nie. Ek kan nie begin by die wet nie. Ek kan nie begin by die gebooie nie. Die gebooie is waartoe ek gaan in terme van my wandel in Yeshua. Dis sy gees wat my lei om sy gebooie te onderhou. Ek moet altyd begin by Messia. Right, so, nou het ons dit. Nou sê mense, maar die wet
en die feeste is net vir die Jode gegee. Die wet en die feeste is net vir die Jode gegee, en nou het ek 'n paar verse uitgehaal wat hulle gebruik, maar kom ek vat jou gou na die boek van Levitikus, hoofstuk 23, vers 2, maar jy ken dit, jy ken hierdie. Luister wat sê die woord. Levitikus 23, vers 2, spreek met die kinders van Israel, net so terloops, wie is dit? Wie is dit? Ons het dit nou gehanteer. Ons het dit gehanteer in Galasiërs hoofstuk 3 vers 29, Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Messia behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So met ander woorde, ek is deel van die geestelike Israel. So wanneer die Bybel sê en die Bybel praat, spreek met die kinders van Israel, van wie praat hy? Hy praat van my en jou. Hy praat van my en jou. Ouens, dit is so eenvoudig. Ons het nie nodig om dit complicated te maak nie, dit is eintlik baie eenvoudig. So, Levitikus 23 vers 2 spreek met die kinders van Israel, met ander woorde, my en jou, en sê vir hulle, die feeste van Yahweh, die feeste van wie? Van Yahweh. Wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feeste. Wie se feeste is dit? Dis Yahweh se feeste. Dit behoort nie aan die Jode nie. Dit behoort nie aan die Christen nie. Dit behoort nie aan die gelowige nie. Dit behoort aan Yahweh. Met ander woorde, die skepper van hemel en aarde. Dis aan wie die feeste behoort. So as ek gewas is deur sy bloed, ek behoort aan hom, en ek kan uitroep, Abba Vader, hy is my Vader, en ek is sy kind, dan beteken dit, hierdie gedeelte is van toepassing vir my. Spreek met die kinders van Israel, net so terloops, ek en jy, dis die feeste van Yahweh, Yahweh se feeste, wat julle moet uitroep, as heilige samekomste, dit is my feeste. Die woord is duidelik, in vers 4 sê hy, dit is die feestuie van Yahweh. So die derde keer kom bevestig hy dit, om te sê, ouens, hierdie is my feeste. Nie julle feeste nie, dis my feeste. Ek wil hê dat julle met my feeste kom onderhou, en dit vier. Nou sê hy, die heilige 4 dae, wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Nou, kom ons gaan gou na Kolossense, hoofstuk 2 vers 14 en 16, en ons hanteer dit in konteks. Alright, so, Kolossense 2 vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, of die filterpaal. Kolossense 2 vers 16, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of nuwe maan, of Shabbat nie. So, kom ek vra gou hierdie vraag. Wat is die skuldbrief teen ons? Wat is die skuldbrief teen ons? Want baie mense sal sê, maar die wet is aan die kruis vasgenaal. Nee, dit is nie. Waar is daai skrif? Geef vir my daai skrif asseblief, wat sê dat die wet is aan die kruis vasgenaal. Gee asseblief vir my daai skrif, dit bestaan nie. Hier sê die woord, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim, en deur dit aan die kruis vas te naal. So, wat se skuldbrief is teen ons? Die skuldbrief wat teen ons is nou natuurlik die feit dat ek en jy ongehoorsaam was aan die wet. Dis die skuldbrief teen ons. Ons het die wet verbreek, en nou staan ons skuldig. Want, wat is die loon van die sonde? Dis die dood. En ek en jy die dood verdien. Ons het die dood verdien. Ek en jy kon nooit daardie prys betaal wat Yeshua betaal het. Ons kon dit nooit betaal het. So daar was 'n skuldbrief teen my en jou, met betrekking tot die insettinge en die verordeninge en die wet van Yahweh. Ons het skuldig gestaan. Hy het daai skuldbrief aan die kruis of die filterpaal vasgenaal, so ek is vergewe. Daai skuldbrief is weggeneem, en ek is vergewe deur die bloed van die lam. Halleluja! Dis so eenvoudig, mense. Dis so eenvoudig. Nou kom hy, Kolossense hoofstuk 2 vers 16.
En hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. So, met ander woorde, nou luister gou baie mooi. Nou onderhou jy die Sabbat. Nou onderhou jy die wet. Nou onderhou jy die feeste. Nou onderhou jy dit wat Vader vir jou kom gee in sy woord, en nou sê die woord met betrekking tot jou, wat dit onderhou, sê hy, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie. So jy wat die fees onderhou, moet nie laat iemand jou oordeel nie. Jy wat die Sabbat onderhou, moet nie laat iemand jou oordeel nie. Jy wat die nuwe maan fees, of die Sabbatte, of die feeste van Jahwe onderhou, jy wat dit doen, moet niemand toelaat om jou te oordeel in dit nie. Dis wat die woord sê. En kom ons gaan kyk na die boek van Kolossense in geheel, in konteks. Gaan lees Kolossense hoofstuk 2 in konteks. Dis maklik om 'n skriffie uit te haal hier en 'n skriffie uit te haal daai. Ons moet dit gaan lees in konteks. So wat hanteer Paulus in Kolossense hoofstuk 2? Wat hanteer hy in daai gedeelte? Paulus hanteer die oorlewering van mense. Gaan lees wat staan daar. Hy praat uitdruklik, hy sê met die oorlewering van mense, die gebooie van mense, nie die gebooie van God nie, die gebooie van mense. En baie mense maak hierdie fout om te sê, ja, maar dis die wet van Moses, dis die wet van Moses, dis die wet van Moses. Nee, dis nie die wet van Moses nie, dis die wet van Jahwe, wat hy vir sy knegt Moses gegee het, om vir sy volk te gee. En ongelukkig, deur die jare het daar menslike oorlewering plaasgevind, wat die volk nou natuurlik gevat het, die Fariseërs en die Sadduseërs, en hulle het bygevoegde menslike oorlewering bygesit by die wette van Jahwe. En dis wat Yeshua gehanteer het. Hy het hulle aangevat op dit, hy het hulle aangevat op die menslike oorlewering, nooit op die wet van Jahwe nie, nooit. So Paulus hanteer die oorlewering van mense. Paulus hanteer die valse leerstelling dat Yeshua nie God in die vlees is nie. Paulus hanteer filosofie, want dit het ingeslyp in die gemeentes daardie tyd. Paulus hanteer asceticism, dit het ook ingeslyp. So asceticism is dan natuurlik jou boeddhis en jou katholiek het ook te maak met asceticism, dit is hulle denkwyse, dit is hulle geloofsisteem, en dit beteken dat ek moet nou vas, ek moet sekere kos moet ek nou nie eet nie op 'n sekere tyd, en ek moet nou vas, en ek moet my liggaam rein hou, met ander woorde, ek mag nie rondslaap nie, ek mag glad nie enigsins met 'n man of 'n vrou betrokke raak nie, so dis waar jy die nonne, en dis waar jy die priesters vandaan kry, die papacy, die priesters, so die priesters het 'n celibacy afgelê, en die nonne het ook 'n celibacy afgelê, so hulle sal nooit in der ewigheid met 'n man of met 'n vrou slaap nie, of gemeenskap hê nie, so of trou nie, dis celibacy. En in die boeddhiste wêreld kry jy natuurlik jou monks. Jou monks is ook afgesonder, en hulle het ook geen verbintenis met enige seksuele konneksie nie. So dis asceticism. Dis wat Paulus hanteer. Want jy sien, wanneer ek dit doen, en ek verarm myself, net soos wat die nonne en die priesters en die monks nou natuurlik doen, en hulle vas vir weke en vir dae lank, spesifiek om die siel te reinig, en om 'n verhoogde fokus te verkry, 'n enlightenment. Dis wat hulle doen. So dis wat Paulus hanteer, asceticism. En daai gedeelte in Kolossense hoofstuk 2 wat hy praat oor die menslike oorlewering van raak nie, smaak nie en roer nie aan nie. Dis asceticism. Dit het niks te maak met die wet van Jahwe nie. Niks te maak met dit nie. En dan hanteer hy wêreldse vleeslike beginsels. Dis wat Paulus hanteer in die hele boek van Kolossense hoofstuk 2. Dis wat hy hanteer. En daarom sê hy,
as gevolg van daardie rede, jy wat die feeste onderhou, jy wat die wet onderhou, en jy wat die wet van Jahwe koester, moenie laat enige iemand jou oordeel met betrekking tot dit nie. Moenie. Dis wat hy hanteer. En daarom sê die woord, en hierdie is baie belangrik wat ek nou vir jou gaan gee, en hierdie is hoe jy jou geloof verdedig. Hoe jy jou geloof verdedig, want die woord maak dit baie duidelik, hy sê daar's een wet wat geld vir almal. Een wet geld vir almal. Eksodus 12 vers 49. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. In ander woorde, maak nie saak wie daar is nie. As jy deel vorm van Israel, dan staan een wet wat geld. As ek en jy deel vorm van die geestelike Israel, is daar een wet wat geld. Net so terloops, daar is nie 'n land, behalwe nou die moslemlande, daar is nie 'n land in hierdie wêreld wat se fondasie in die wetlike regstelsel wat nie gefondeer is op die 10 gebooie nie. Alle lande, behalwe nou die moslemlande, se fondasie in hulle wetlike stelsel is gefondeer op die 10 gebooie. Gaan kyk maar. Gaan kyk maar. Eksodus 12 vers 49, een wet moet geld. Numeri 15 vers 16, want wat die vergadering aangaan, een en dieselfde insetting geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. 'n Ewige insetting in julle geslagte is dit, 'n ewige insetting. 'n Ewige insetting, mense. Soos julle, so moet die vreemdeling voor die aangesig van Jahwe wees. Numeri 15 vers 29, wat die kind van die land onder die kinders van Israel aangaan, en die vreemdelinge wat onder julle vertoef, een en dieselfde wet moet vir julle geld, vir hom wat in swakheid iets doen. In ander woorde, dieselfde. Een en dieselfde wet moet vir almal geld. En hier's 'n pragtige gedeelte, en hierdie sit eintlik die spyker in die kus. Prediker 12 vers 13. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees Elohim en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Vir wie? Vir alle mense. Hoekom het Salomo nie geskryf, want dit geld vir die Jode nie? Hoekom het hy nie dit geskryf nie? Hoekom het hy nie geskryf, maar dit geld net vir die wat Vader dien, of vir die Jode, of die wat in Israel bly, of vir die wat in Galilea is, of vir die wat in Judea is? Hoekom het hy nie dit gesê nie? Hoekom het hy nie gesê, maar dit geld net vir die wat vertoef in Jerusalem? Hoekom het hy nie dit gesê nie? Want dit geld nie net vir die Jode nie, dit geld vir alle mense. Maar nog steeds kom die aanvalle, en nog steeds kom die mense en sê, ja, maar ons het nie nodig om die Shabbat te onderhou nie. Ons het nie nodig om die Shabbat te hou nie, en dan gee hulle nou natuurlik die volgende redes. Is jy reg vir hierdie redes? Luister gou die redes. Alright, die rede is, dit is net vir die volk van Israel gegee. Dis die rede. Okay, so hoe verdedig jy jouself? Hoe verdedig jy jouself? Ek gaan nou daarby uitkom. Volgende rede. Hier is die rede. Jesus het opgestaan op die Sondag. Daarom onderhou ons die Sondag as die dag van die Here. Dis die rede. En dan die volgende rede is, die eerste kerk het op Sondag bymekaar gekom, en daarom kom ons op 'n Sondag bymekaar. En dit is die rede wat hulle sê, maar ons het nie nodig om die Shabbat te onderhou nie, want dis die redes, dis net vir die volk van Israel gegee. Jesus het opgestaan op die Sondag, daarom onderhou ons die Sondag as die dag van die Here, en die eerste kerk het op Sondag bymekaar gekom. Alright, so, is dit wel dan die geval? Is dit waar of is dit onwaar? Hoe verdedig ek my geloof? So met betrekking tot die eerste vraag, dit is net vir die volk van Israel gegee, dan gaan jy nou natuurlik na Genesis hoofstuk 2 vers 3, en jy verklaar hierdie, en Elohim het die 7de dag geseën en dit geheilig. Wat se dag? Die 7de dag geseën en dit geheilig. So, was daar Jode gewees daai tyd? Nee, dis nog voor
Dis nog voordat daar enigsins 'n volk van Israel was. Adam en Eva was daar. Net Adam en Eva. En Elohim het die 7de dag geseën en dit geheilig. Wat is die 7de dag? Dis nou natuurlik die Shabbat, dis die Saterdag. Omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat Elohim geskape het deur dit te maak. So, hoe arrogant moet die mens nie dink hy is, om te sê dat die dag wat Yahweh geseën het en geheilig het, gaan hy nou maar ontheilig, want Vader het iets anders te bedoel. Nee. So die 7de dag is dan natuurlik die Saterdag, die Shabbat. Nou kom Levitikus 23 vers 3. Nou ek het net nou vir jou gelees, vers 2 en vers 4. Nou kyk wat sê Levitikus 23 vers 3. Hy sê 6 dae lank kan werk gedoen word. Maar op die 7de dag, dit is die dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Shabbat van Yahweh in al julle woonplekke. So, wie se Shabbat is dit? Hy sê hierso, dit is 'n Shabbat van Yahweh. So wie se Shabbat is dit? Is dit die Jode se Shabbat, of is dit die mense Shabbat, of is dit Yahweh se Shabbat? Dis Yahweh se. Hier sê die woord dit. Hy sê dis 'n heilige vierdag. Met ander woorde, ons kom by mekaar en ons kom in Vader se teenwoordigheid en ons eer hom, ons loof hom vir wie hy is. Halleluja. Die Shabbat moet geheilig word, mense. Nou kom Eksodus hoofstuk 31 vers 13 en nou praat hy oor die teken. Hy sê, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Shabbatte onderhou. Wat is sy Shabbatte? Wat is sy Shabbatte? Tog daar staan net een Shabbat. Nee, as jy teruggaan na Levitikus hoofstuk 23, dan kyk jy na die feeste van Yahweh, nie die Jode se feeste nie, die feeste van Yahweh. Dan sal jy sien, daar is hoogheilige Shabbatte tydens die feeste, en dit word ingesluit in hierdie gedeelte, waar Vader sê, spreek jy met die kinders van Israel, net so terloops, dis weer eens ek en jy, en julle moet sekerlik my Shabbatte onderhou. Met ander woorde, dis nie net die Saterdag Shabbat nie, dis ook die hoogheilige Shabbatte van die feeste. So die eerste dag van ongesuurde brode is 'n hoogheilige Shabbat, die 7de dag van ongesuurde brode is 'n hoogheilige Shabbat. En dan natuurlik Shavuot is 'n hoogheilige Shabbat, die dag van Yom Teruah is 'n hoogheilige Shabbat, dan die dag van versoening is 'n hoogheilige Shabbat, die eerste dag van Sukkot of Tabernakelfees is 'n hoogheilige Shabbat, en die laaste dag van die fees van Tabernakels is ook 'n hoogheilige Shabbat. So dis sy Shabbatte. Spreek met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Shabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek Yahweh is wat julle heilig. Waaroor gaan dit? Gaan dit oor ons as mens? Nee, dit gaan oor die lewende God. Dit gaan oor Yahweh, sodat die mense kan weet dat dit is Yahweh wat julle heilig. En daardie teken moet wees tussen ons en die lewende God. Daar moet 'n teken op ons wees, mense. Nou kom die volgende gedeelte, Eksodus 20 vers 12. Daarop het hy ook op my, daarby het ek ook my Shabbatte aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek, Yahweh, is wat hulle heilig. Weereens kom bevestig Vader dit. So daar is 'n teken wat op ons lewe moet wees. Net so kom ons aan die einde van dan sien ons dat daar gaan 'n teken of 'n merk wees op die kinders van die duiwel. So kom daar 'n teken en 'n merk op ons as gelowiges. En daardie teken en die merk is sy Shabbatte. Met ander woorde, die 7de dag Shabbat en ook al die feeste se hoogheilige Shabbatte. Dit veroorsaak dat daar 'n teken op my lewe is. En wanneer Vader na my kyk, dan moet daai teken sigbaar wees. Wanneer mense na ons as gelowiges kyk, moet hulle kan besef, maar hierdie is afgesonderde mense wat Yahweh geheilig het. So ek kan verstaan dat mense
dit nie verstaan nie. Ek kan verstaan dat mense nou natuurlik gelowig is, ons aanval om te sê, nee, maar ek verstaan nie, hoe kan hulle die Shabbat onderhou nie? Ek kan nie verstaan, hoe kan hulle die feeste onderhou nie? Dit het niks te maak met ons nie, ons is mos nou vrygemaak deur Jesus Christus. Ek verstaan dit, want hulle is nie geheilig nie, hulle is nie afgesonder vir Jahwe nie. Mense, die oomblik wanneer jy hierdie goed begin snap, dan besef jy wie ek en jy is in die lewende God. So ons moet afgesonder wees. En die oomblik wanneer ander gelowiges hierdie goed begin snap, dan kom hulle agter, maar jemmel, maar ons was oor die jare was ons so verkeerd geleer. Ons was oor die jare was ons verkeerd geleer. So Paulus verkondig nou natuurlik die evangelie op die Shabbat. Paulus verkondig die evangelie op die Shabbat, net so terloops, as jy gaan kyk na die disippels, hoe hulle by mekaar gekom het, wat gebeur het, die eerste keer toe Petrus die woord verkondig, het hy dit gedoen op 'n fees, op 'n hoogheilige Shabbat. Hy het dit gedoen op 'n fees, mense. En die eerste gemeente wat ontstaan het, het ontstaan op 'n hoogheilige Shabbat. So Paulus verkondig die evangelie op die Shabbat. Hy verkondig die evangelie. En nou gaan ek vir jou 'n paar skrifte gee, en jy kan hierdie gaan merk, skryf dit neer, jy kan dit gaan lees by die huis. Ek gaan net 'n paar skrifte gee. Nou luister nou baie mooi. Hier is skrifgedeeltes, hier's genoeg bewyse wat sê dat Paulus het die evangelie verkondig op die Shabbat. Handelinge 17 vers 2. Handelinge 18 vers 4. Handelinge 13 vers 14 en vers 44. Handelinge 16 vers 13. En Paulus het ook vir die heidene die woord verkondig op die Shabbat en hulle geleer om die Shabbat te onderhou. Gaan lees wat sê Handelinge. Paulus kom en hy verkondig die evangelie en die Jode gel net nie lekker met hom. Sê hoor hierso, nee, jy's van die waar af. Ouens, wie sê die Yeshua? Waar kom jy vandaan? En die heidene wat ook op die Shabbat by die sinagoge was, ontvang die woord en hulle praat met Paulus en sê, hoor hierso, wil jy nie volgende week op die Shabbat die woord vir ons kom verkondig nie? En Paulus sê, right, ek is nou klaar met julle, ek beweeg oor na die heidene. En Paulus doen dit, en hy verkondig op die Shabbat, verkondig hy die woord. Hy verkondig die woord. En dan nou natuurlik, Handelinge hoofstuk 20 vers 7 word baie keer gebruik deur mense as die bewys dat die woord wat op 'n Sondag verkondig was, en dat die disippels het nou natuurlik by mekaar gekom op 'n Sondag om die brood te breek. Kyk gou wat gebeur hier. Handelinge 20 vers 7 word baie keer gebruik, en hier sê, Handelinge 20 vers 7 tot 8, en op die eerste dag van die week, wat is die eerste dag van die week? Die eerste dag van die week is op 'n Sondag, dis die eerste dag van die week. Toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot midderdag toe, en daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het. Nou kom ek verduidelik gou ietsie vir jou. Nou luister nou baie mooi. Alright, so, hulle het in die sinagoge by mekaar gekom op die Shabbat. Kyk, nou is die Shabbat verby, want wanneer eindig die Shabbat? Wanneer begin 'n dag? Die dag begin op hierdie wyse. Dit was aand en dit was môre die eerste dag. Dit was aand en dit was môre die tweede dag. Met ander woorde, met son onder breek die dag aan. Dis hoekom ons Shabbat val van Vrydag aand tot en met Saterdag aand. Dis hoe die dag verloop. En ons in 'n westerlike denkwyse het 'n ander sienswyse, en ons probeer met ons westerlike denkwyse die woord lees, en dan verstaan ons dit verkeerd. So ons moet terugkeer na die denkwyse en die waarheid van God se woord. So wat het plaasgevind? Paulus en die disippels het by mekaar gekom, en hulle het op die Shabbat in die sinagoge het hulle die woord verkondig. Hulle het uitbeweeg na dit, hulle het by mekaar gekom, hulle het brood gebreek, toe sak die son, soos wat hulle gewoond was om te doen, toe sak die son, toe breek die eerste dag van die week aan.
Hier sê die woord dit, en daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het. In ander woorde, die son het gaan sak. As die son gaan sak het, dan was dit dan nie die eerste dag van die week, as mense nou sê, maar hy het op die Sondag die woord bedien. As die son dan gaan sak het, dan sou dit nie op die eerste dag van die week gewees het, dit sou op die tweede dag van die week gewees het. Nou is die son besig om te sak. Met ander woorde, nou breek die eerste dag van die week aan, maar is nog steeds Saterdag aand. En hy rek sy rede tot en met middernag toe, Saterdag aand. So as mense nou wil sê, maar hoorie, so ons doen dit soos wat die disippels gedoen het, en hulle het op die eerste dag van die week het hulle by mekaar gekom, dan moet jy eintlik kerk hou op 'n Saterdag aand. Dis eintlik dan wanneer jy moet kerk hou. As jy daai prinsip wil toepas en daai mindset het. So, ouens, ons moet ons woord ken om ons geloof te kan verdedig. Ons het die woord ken om die woord te kan verdedig. En Yeshua het nou natuurlik nie op die Sondag opgestaan nie. Ouens, die teachings is daar, ek het dit al gehanteer. En ek het die openbaring gehanteer van die opstanding en is op ons YouTube kanale, jy kan gaan kyk daarna. So Yeshua het opgestaan op die Shabbat en nie op die Sondag nie. Want, luister baie mooi, hy is op die filterpaal die Woensdag 9 uur op die filterpaal. Hy het nie op die Vrydag gesterwe nie, hy het op die Woensdag gesterwe. Want ons almal weet dit, ons almal weet wat sê die woord, 3 dae en 3 nagte. Jy kry nie 3 dae en 3 nagte, 72 uur van Vrydag aand, Vrydag voor son onder, tot en met Sondag voor son op nie. Dis onmoontlik, jy kan nie daai getalle maak nie. Daai wiskunde werk nie uit nie. En ons weet in terme van die datums en die geskiedenis, as jy dit terugvat, dis gedokumenteer mense, al die bewyse is daar. Hy is op 'n Woensdag, is hy op die filterpaal geplaas, 9 uur die oggend, hy het sy asem uitgeblaas, 3 uur die middag, hy is Woensdag net voor son onder, voordat die Shabbat aangebreek het. Wat is Shabbat? Die hoogheilige Shabbat van ongesuurde brode. En dit was op die donderdag wat daai dag was. Met ander woorde, die son het gesak op Woensdag, toe sy in die graf in, net voor son onder, is hy in die graf in, en hy het opgestaan presies 72 uur daarna op die Shabbat, toe hulle die eerstelinggerf geoes het. Toe die Sanhedrin uitbeweeg het op die Shabbat, terwyl die son sak, het hulle die eerstelinggerf geoes, wat hulle alreeds geïdentifiseer het, en daai eerstelinggerf, wat nou natuurlik Yeshua verteenwoordig het, opgestaan uit die graf uit, op die Shabbat, toe die son gesak het. Hy het nie op die Sondag opgestaan. Want die woord verklaar dit, toe hulle die Sondag by die graf kom, toe dit nog donker was. Toe dit nog donker was die graf reeds leeg, en was lankal nie meer daar nie. Hy het opgestaan op die Shabbat. So, en nou kom hierdie gedeelte, en mense sê, ja, maar, ons moet onthou, dat ons aanbid Yeshua op die dag van die Here. Ons aanbid op 'n Sondag, en ons het nie nodig om die Shabbat te onderhou nie, want Yeshua het opgestaan op die Sondag, ek het dit nou net gehanteer, en dis die dag van die Here. Die dag van die Here is nou natuurlik die Sondag. Ok? Nou kom ons gaan kyk daarna. As mense dan sê, dis die dag van die Here, kom ons gaan kyk dan daarna, want hulle gebruik hierdie gedeelte, Openbaring 1 vers 10, om te sê dat dit is die dag van die Here. En ek gaan dit vir jou lees, en ek praat nou maar so, dat ek die regte taal kan gebruik, wat mense gebruik. Ek praat nou maar so. Want dis nou die dag van die Here, en die dag van die Here is mos nou die Sondag. So, en dan gebruik hulle Openbaring 1 vers 10, en Openbaring 1 vers 10 sê die volgende: Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein wat sê. So dit is Johannes, die geliefde apostel, Johannes op die eiland van Patmos, wat op die dag van die Here in die gees was. Nou, watse dag was dit? Want mense sal sê, dis die Sondag. Watse dag was dit? Alright, kom ons gaan na die woord toe. En dit is belangrik, mense, ons moet die skrif gebruik om skrif te verklaar.
Ons moet die skrif gebruik om skrif te verklaar. Ons kan nie enigiets anders te gebruik nie. Ons moet die skrif gebruik om die skrif te verklaar. Nou hierdie woord, die dag van die Here, the day of the Lord, of die dag van Yahweh, kom 23 keer voor in die Bybel. En al 23 keer wat in die Bybel voorkom, is daar net 2 verwysings wat dit kan gee. Net 2. Niks anders te nie. Hy kom 23 keer in die Bybel voor, en daai 23 keer wat hy in die woord voorkom, is dit net verwysing vir 2 dinge. Nommer 1 is dit die koms van Yeshua. En nommer 2 is dit die dag van die Shabbat. Dis die Shabbat. Dit kan niks anders te beteken nie, want ek gebruik die woord om die woord te verklaar. So dit beteken niks anders as die koms van Yeshua of die Shabbat nie. Gaan ondersoek dit. So, kom ek gee vir jou skrif in terme van die Shabbat. Jesaja 58 vers 13, en hy sê, as jy jou voet terughou van die Shabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Shabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, ek lees dit nou maar so, hoor, dat almal dit kan verstaan. As jy die Shabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here, die dag van die Here, okay, so wat is die dag van Yahweh? Wat is die dag van die Here? What is the day of the Lord? Wat is daardie dag? Die Shabbat. Dis die Shabbat. En die ander verwysing vir die dag van Yahweh is die koms van Yeshua. Dis net daai 2. Right, kom ek lees dit vir jou. As jy jou voet terughou van die Shabbat om nie jou saak op my heilige dag te doen nie, en as jy die Shabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van Yahweh, die heilige dag van Yahweh hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, en die geleentheid vir jou sake te soek of ydelle taal te spreek nie. Nou sê Vader, dan sal daar seëninge wees op jou lewe. Halleluja. Laaste gedeelte wat ek wil hanteer is, hier kom die vraag, en hier kom die aanval. En die aanval is, maar hoor hierso ouens, ons is mos nou onder 'n nuwe verbond. Ons is onder 'n nuwe verbond. Ons is mos nou Nuwe Testamentiese Christene. Wat is 'n Nuwe Testament Christen? Ek wil dit graag weet. Iemand my kan help met dit, sal ek dit baie graag wil weet. Wat is 'n Nuwe Testament Christen? Want ek dink nie mense verstaan wat die nuwe verbond is nie. Ons is mos nou onder 'n nuwe verbond, en ons is Nuwe Testamentiese Christene. So wat is die nuwe verbond? Kan ek vir jou sê wat is die nuwe verbond? Die nuwe verbond is die ou verbond vernuwe in Yeshua, in sy bloed. Halleluja. Kom ek lees dit vir jou. Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar spreek Yahweh, dat ek met die huis van Israel, net so terloops, wees dit, dis ek en jy. Dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 'n Nuwe verbond sal sluit, nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle gebreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek Yahweh. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Yahweh. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So waar word die wet geskryf? In ons harte. In ons harte. Nou, kom ons gaan na Esegiel 36 vers 26 tot 27. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. En wat sal op hierdie hart van vlees wees? Die gebooie van Yahweh. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. So waarvan praat hierdie gedeelte? Dit praat van die nuwe verbond, waar ons vernuwe word in ons geesmens, deur wedergeboorte, deurdat die bloed van die lam ons kom skoon was, die hart van klip word uitgeneem, en 'n hart van vlees word ingeplaas,
En op daardie hart van vlees is die gebooie van Jahwe geskrywe, en nou ontvang ek die gees van Yeshua wat inwonend in my is, en sy gees sal veroorsaak dat ek begin wandel in sy insettinge en sy verordeninge en sy wet. Dis hoe eenvoudig dit is, mense. Dis die nuwe verbond. Dis hoekom Yeshua sê in Matteus 22 vers 37, jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Want dit gaan oor jou hartsverhouding. Die nuwe verbond is die ou verbond vernuwe deur die bloed van Yeshua. En hy sê, ouens, jy moet my lief hê. Hoekom? Dat jou hart op die regte plek kan wees. En dat ek kan toelaat dat my gees in jou binneste, dat hy jou sal lei om sy wet en sy insettinge en sy verordeninge te onderhou. En nou kom Johannes 14 vers 15 en hy sê, as jy my liefhet, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Maar nou sal die Nuwe Testamentiese Christene sal nou natuurlik sê, ja, maar ons het net nodig om Yeshua se gebooie te onderhou. Ons het net nodig om Jesus se gebooie te onderhou. En Jesus se gebooie is, jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons het net nodig om dit te doen. Dink ek regtig. Wat beteken dit? Dit beteken, jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met al jou verstand. Dis die eerste 4 gebooie. En dan jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dis die volgende 6 gebooie. En dit is die totale wet. Dis tog wat Yeshua gesê het. Hy sê, en in dit word die hele wet vervul. So met ander woorde, jy met die totale wet moet jy onderhou, die 10 gebooie, moet jy onderhou, en jy kan dit alleen doen deur die bloed van die lam, deur die gees van God wat inwonend in jou is, en die opdrag kom uit die woord uit, Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. My gebooie. Dit sluit in, Levitikus hoofstuk 23. Dit sluit in, Levitikus hoofstuk 11. Dit sluit in sy gebooie, sy insettinge, sy verordeninge vir my en jou. Halleluja. So sy woord is vir my van toepassing. Ek kan nie gedeeltes uit sy woord uitskeer en dit weggooi en sê dit is nie vir my van toepassing nie. Alles is vir my van toepassing. Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. In Johannes 2 vers 3 tot 4, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Ek sê die woord het baie duidelik. So met ander woorde, wat is die konklusie? Wat is die konklusie? Na al hierdie, na die aanvalle en nadat ons geloof kan verdedig uit die woord uit, wat is die konklusie? Dat ons God en Vader Jahwe, die skepper van hemel en aarde, nie verander het nie. Het nie verander. Maleagi 3 vers 6 sê dit tog, want ek, Jahwe, het nie verander nie. Nie verander nie. So ek wil vandag vir jou sê, staan vas in jou geloof. Staan vas in jou geloof, ongeag wat ander van jou sê. Jy weet wat die waarheid is en wat die woord sê met betrekking tot die waarheid. Jy weet wie die waarheid is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Met ander woorde, ek moet die waarheid in my lewe hê, en as die waarheid in my lewe is, dan kom ek agter dit wat die woord sê in die boek van Romeine. Dit wat die woord sê in Psalm 119 is 'n absolute realiteit in my lewe. Ek kan nie net maak en doen wat ek wil en verwag dat Vader moet gelukkig wees daarmee nie. En dan die aanneming maak, maar ek is mos nou gered deur die bloed van Jesus Christus en hy het my mos nou vrygemaak, so ek kan mos nou maar maak en doen wat ek wil. Nee, die woord is baie duidelik, mense, ek en jy moet vas staan in ons geloof. Maak nie saak wat ander mense sê. Halleluja. Ek hoop jy het iets geleer vandag, en dat jy vandag kan wegstap met die wete hoe om jou geloof te
te verdedig wanneer mense jou aanval, wanneer hulle kom met sekere skrifte, want ongelukkig die waarheid, ongelukkig of gelukkig, is die waarheid is vasgeskrywe en die waarheid staan vas. En die waarheid sal my en jou vrymaak. Halleluja. Ek wil graag saam met jou bid voordat ek gaan. Vader, dankie vir hierdie amazing geleentheid om die woord te verkondig. Dankie Vader, dat U die woord aan my kom gee het om oor te dra vir mense wat nodig het om dit te hoor. En ek bid vandag, Vader, dat U verheerlik sal word in elke persoon se lewe. Vader, my gebed is dat U die woord sal kom oopbreek, dat U dit verstaanbaar sal maak. Vader, wat daar tradisies is, wat mense vashou, dat dit vandag gebreek sal word. Vader, wat daar menslike oorlewering is, Vader, wat mense so vasgryp aan, Vader, dat dit vandag gebreek sal word, en dat mense sal inbeweeg in die waarheid van God se woord. En Vader, daardie waarheid maak mense vry. Vader, U verklaar in U woord, dat om die gebooie te dra is nie swaar nie. Om die gebooie te onderhou is nie swaar nie. En Yeshua het dit self sê, kom leer van my las is lig. En ek dank U Vader, dat ons vandag ons kan onder die las van Yeshua kan inbrik, want die juk van Yeshua is sag en lig. En ek dank U Vader, dat ons vrygemaak is deur die waarheid, deur die bloed van die lam en deur U woord wat in ons manifesteer. Ek bid nou vir elke persoon, Vader, dat ons sal vas staan in ons geloof, ongeag wat mense van ons sê, ongeag die aanvalle, ongeag die konflik, of dit nou kom van familie of kollegas of vriende, dit maak nie saak nie. Vader, help ons om vas te staan in ons geloof, en dat niks in ons lewe ooit sal gebeur om ons te laat wankel. Vader, inteendeel, kom U woord tog in die boek van Efesiërs, hoofstuk 4, en sê dat ons moet almal volwasse word. Ons kan nie rondgeslinger word deur elke wind van lering nie. Vader, gee vir ons standvastigheid. Help ons, Vader, dat ons sal vasstaan in die geloof in alle tye in ons lewe. En dis ons gebed, is ons uitroepe in die naam bo alle name, die naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy heilige naam. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Mag jy geseënd wees op hierdie Shabbat, en mag die liefde en die genade van die lewende God jou deel wees. Nou ja, Rian Abri groet julle, wees geseënd, tot volgende keer. Shalom.